True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Dis Januarie 2018. Die Shosholoza Mile is spoed op sy spoor, vol met passasiers wat van ander dele van die land af terugkom Gauteng toe na die feesseisoen. Hulle is klaar met die vierings en die somerskoolvakansie is nou verby. Hulle sit op die trein en dink aan die vakansie terwyl planne ook gemaak word vir die jaar wat voorlê. Maar toe gebeur die ondenklike. Die treinrit is in een grie oomblik in die Vrystaat kort geknip. En vir 24 passasiers was dit ook die einde van hulle lewens. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware verhaal oor die Kroonstad spoorramp. Desember en Januarie is nie net somerskoolvakansie en feesseisoenmaande in Suid-Afrika nie. Dit is ook 'n tyd van rondreis. 'n Groot deel van die bevolking bly nie in die provinsies waar hulle werk nie en moet 'n lewe vir hulle self gaan maak ver van waar hulle groot geword het en van waar hulle gesinne en uitgebreide families bly. So, wanneer besighede en fabrieke gewoonlik in die middel van Desember hulle deure sluit tot net na die nuwe jaar, dan is dit die perfekte geleentheid vir derduisende werkers om terug te gaan huis toe, om kosbare tyd met hulle geliefdes te spandeer. Maar dit is 'n lang pad vir die meerderheid. En soos wat die geval is op Suid-Afrikaanse paaie en veral die feesseisoen, is dit lewensgevaarlik om die lang togte aan te pak. Dit maak nie saak of jy op die pad is of op 'n spoorlyn nie. Nie dat dit in elk geval moontlik is vir die meerderheid van die werkers om 'n padwaardige motor te kan besit nie. Dit beteken dat openbare vervoer hulle enigste opsie is tydens die vakansies. Op daai stadium, in 2018, was daar ook die passasierstrein die Shosholoza Mile, wat 'n helpvolle manier was om groot aantal reisigers op 'n slag by hulle eindbestemming te kry. In Januarie 2018, soos wat die familielede mekaar verwel gegroet het na die vakansie saam, was die Shosholoza Mile baie gewild en het gewag om terug te kom Gauteng toe met die volgepakte passasierswaens. Dit was die meer gemaklike en veilige manier om rond te reis. Dit was die geval tot op 4 Januarie 2018. Die bestuurder wat op die rooster was om trein nommer 37012 op daai dag te bestuur, was toe ook bespreek om 'n ander trein te dryf. Hy was veronderstel om 9 uur op die aand van 3 Januarie aan te meld, maar hy is in kennis gestel dat daar ernstige vertragings was en dat hy eers teen middernag hoef aan te meld. Hy sou ander treine help stuur totdat trein 37012 by die stasie aankom. Toe die bestuurder by die Kroonstadstasie aankom, het sy afdelingsbestuurder klaar vir die aand huis toe gegaan. Treindrywers is veronderstel om voor elke skof getoets te word vir enige verbode middels en of hulle in 'n algemene goeie toestand is en onder andere ook genoeg slaap gekry het. Eers dan word hulle geskik verklaar om agter die stuur van 'n trein te kan inklim. Dit het later aan die lig gekom dat die afdelingsbestuurder niemand gehad het om vir amper 'n jaar lank te kan verlig van hulle skofte nie. Die persoon in daai afdeling was basies 24 ure 'n dag aan diens, met meer oortydure as wat volgens die wet toegelaat word. En wanneer hulle nie op die skof was nie, was daar eenvoudig niemand wat die pligte kon uitvoer nie. Daar was niemand wat kon verseker dat die bestuurders van die treine wel geskik was vir hulle skof nie. Dit sou als uitkom in die ondersoek en terwyl dit belangrik is om in ag te neem dat daar nooit bewys is dat dit wel tot die treinramp gelei het nie, was dit baie kommerwekkend. Die afdelingsbestuurder, wat anoniem gebly het om te voorkom dat hulle geteken word vir die ramp, was so bekommerd dat hulle moontlik verantwoordbaar gehou kon word vir wat gebeur het, dat hulle 'n vervalste bestuursgeskiktheidstoets ingedien het vir die bestuurder van trein 37012. Dit het ook bekend geword dat die afdelingsbestuurder vir maande lank gepleit het vir iemand om aangestel te word en hulle van hulle werkslas te kon help verlig. Sonder 'n geskiktheidstoets klim die bestuurder op trein 37012 en vat oor van die ander bestuurder wie se skof tot 'n einde gekom het. 37012 het van die Oos-Kaap afgekom en toe al die passasiers ook by die Kroonstadstasie aan boord geklim het, was daar 547 passasiers op die trein. Die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika, of PRASA, sou later toegee
dat hulle egter geen idee gehad het van presies hoeveel mense daai dag op die trein was nie. Dit was nie ongehoord vir mense om op die trein te klim sonder 'n kaartjie nie, terwyl ander moontlik ook vroeër as beplan weer kon afgeklim het of selfs nooit op die trein was nie, al het hulle kaartjies gekoop. Die amptelike aantal van 547 mense sou in die ondersoek gebruik word, maar die uitkenning van passasiers sou wys dat die getal verkeerd was. Die trein was in verskillende afdelings. Daar was die diesel aangedrewe lokomotief, 'n wa wat gebruik kon word om voertuie op te vervoer, 'n kragwa waar die kragvervaardigingseenheid op was, 7 ekonomiese klaswaens, die wa met die eetsaal, nog een wat die kombuis gehuisves het, 6 waens waarin geslaap is en die een met al die bagasie. Vir 'n trein van die lengte het 547 passasiers beteken dat dit oorlaai was, en dit is ook in die ondersoek bevestig. Daar was net nie genoeg sitplek vir almal nie. Dit was nie net in die wa met sitplek waar passasiers moes staan nie, hulle het ook in die eetsaal gaan sit, 'n wa wat eintlik net gebruik moes word vir etes en drankies. Toe die nuwe treindrywer sy skof op trein 37012 oorvat, sê hy is deur die vorige bestuurder ingelig dat daar iets fout was, wat beteken het dat die trein 'n maksimumspoed van 86 km/h kon ry. Die bestuurder sê hy is meegedeel enige iets vinniger as dit sou tot 'n kragprobleem lei en dan sou die trein spoed verloor. In Prasa se verslag is aangedui dat dit nie noodwendig 'n fout was nie, maar meer 'n spoedbeperking wat op sekere treine ingestel is om so te verhoed dat die bestuurders gevaarlik vinnig kon ry. Die bestuurder se assistent het gesê sy het nie gehoor hoe die vorige bestuurder hulle vertel het van die spoedbeperking nie en sy sou ingelig moes wees van enige probleme, maar sy is nie. Hoe dit ook al sy, die trein het tydens die rit 'n gemiddelde spoed van 78 km/h gehandhaaf. Dis later vasgestel met behulp van die ritopnemerboks, dieselfde tegnologie wat ook in vliegtuie is om te help vasstel wat die oorsaak van 'n vlugongeluk sou wees. Die opnemer neem die klanke op in die treindrywer se kompartement, as ook alle en enige ander aktiwiteite, soos byvoorbeeld die spoed en wanneer die trein moes breek. Met als die as agtergrond, het trein 37012 op die oggend van 4 Januarie 2018 met die rit begin Kroonstad toe. Op die trein kry die passasiers hulle sitplekke en raak gemaklik. Party sit en slaap en ander loop deur die waens na die eetsaal waar om koffie en tee te gaan koop. So wat 20 km buite Kroonstad is daar 'n spoorkruising op 'n plaas genaamd Geneva. Die kruising was oor 'n openbare pad wat op die plaas was en trokke het gereeld die pad gebruik. Daar was stoptekens aan beide kante van die pad waar die treinspoor oorgekruis het. Daar was ook waarskuwingstekens op die pad om bestuurders in te lig van die treinspoorkruising wat kom. Langs die pad het die plante groei hoog gestaan by die stopteken, maar sowat 100 meter voor die stopteken, by die waarskuwingsteken, was daar geen plante groei nie en 'n bestuurder kon die treinspoor en enige aankomende treine baie goed sien. Op die treinspoor het die drywer ook goeie sig gehad en het gehou by die regulasie dat die trein elke paar 100 meter moes fluit voor 'n padkruising, selfs al sien die drywer niks of niemand op die treinspoor nie. 500 meter voor die kruising, 100 meter voor die trein die eerste fluit moes gee, merk die drywer 'n groot trok op wat in die rigting van die spoorkruising ry. Die trein gee fluit, maar die drywer besef baie vinnig dat die trok nie stop nie en oor die treinspoor gaan ry. Al het die treindrywer later getuig dat hy wel brieke aangeslaan het die trein se ritopnemer later gewys dat daar nie gebriek is nie. In plaas daarvan het die drywer wel van rad verander, van die 8ste en die vinnigste kerf na die eerste kerf. Dit sou wel die trein laat spoed verminder het. 'n Trein wat teen die spoed gery het van 37012 sou in elk geval sowat 'n kilometer vat om tot 'n algehele stilstand te kom as die brieke gebruik is. Die treindrywer blaas die fluit verwoed terwyl hy sien hoe die trok die padkruising nader. Die trok het bestaan uit 2 seksies. Die eerste wat die kop van die trok ingesluit het waar die bestuurder gesit het en die tweede wat deur die trok gesleep is. Die eerste deel van die trok was veilig oor die treinspoor, maar daar was nie genoeg tyd vir die sleepwa om ook veilig oor die spoorlyn te kom nie. En om 8:59 daai oggend bots trein 37012 met 'n trok. Die trein trek die trok vir sowat 400 meter voor dit tot stilstand kom. In die proses
ontspoor 10 van die 12 treinwaans en val om. Die passasiers is nooit voor die rit ingelig oor wat om te doen tydens 'n noodgeval en hoe om uit die trein te kon ontsnap sou daar 'n ongeluk wees nie. Die drywer en die assistent-drywer het ook later erken dat hulle nooit enige opleiding gekry het oor hoe om passasiers by te staan in 'n ongeluk nie. Angsbevange passasiers op die trein het geen idee gehad van wat pas gebeur het nie. Die een oomblik is hulle nog deur die ritmiese beweging van die trein op die spoor aan die slaap gesis. Die volgende oomblik het chaos om hulle uitgebreek. Treinwaans het deur die lug getrek, ander het omgeslaan en die res het van die spoor af gegly. Een man sal later onthou hoe hy daarin geslaag het om sy gesin baie vinnig bymekaar te kry en uit die treinwa uit, maar meeste van die passasiers was nie so gelukkig nie. Die deure het nie 'n noodknoppie gehad nie en was heeltemal te swaar vir die passasiers om op hulle eie oop te maak. Die vensters was klein, te klein vir selfs die kinders om te kon uitkom. Die slag van die ongeluk het van die passasiers uit hulle sitplekke geslinger en hulle het bene gebreek en hulle het koppe gestamp. Ander is deur vleiende voorwerpe getref, soos bagasie wat nie vasgemaak is of stewig gestaan het nie. Die passasiers van 2 van die waans het dit kon regkry om uiteindelik die deure te kon oopmaak. Mense was in skok, maar op daai stadium, direk na die ongeluk, was daar nog geen sterftes nie. Dit het egter verander, so 10 minute na die ongeluk. Die deure van 5 van die treinwaans was steeds geseël, en soos wat die desperate passasiers hulself probeer bevry het, het 'n gruweltoneel homself begin afspeel. Die kraglyne bo die treinspoor, wat gebruik is om krag te verskaf aan elektriese treine, is ook in die ongeluk afgeruk en het losgehang. Wanneer so iets gebeur en die kabels onstabiel raak, is daar gewoonlik 'n kragonderbreking op die lyne, maar nie op daai dag nie. Nie net was die elektriese kabels lewendig nie, maar soos wat dit afgesak het die elektriese drade met die treinwaans kontak gemaak. Vonke het begin spat soos wat die elektrisiteit met die metaaloppervlakte van die treinwaans in kontak gekom het. En toe, vlamme. Daar sou later teenstrydige vertellings wees oor of dit net een wa was wat aan die brand geslaan en die vlamme toe versprei het en of daar meer as een brand ontstaan het. Die ondersoek sou bevind dat die kabels brande in elke wa veroorsaak het. Chaos. Die polisie was binne minute op die toneel en daar toe die brande ontstaan het, maar dit het langer gevat vir nooddienste en brandweerspanne om op te daag, omdat die ongeluk so ver van alsaf gebeur het. Daai ekstra minute was dodelik. Die oomblik toe die vasgekeerde passasiers agterkom daar's brande, het paniek uitgebreek. Die passasiers wat reeds uit hulle sitplekke kon kom, het desperaat probeer om die geseelde deure van die waans te probeer oopbreek. Party kon, en passasiers wat reeds begin hoes het van rookinasemming, kon daarin slaag om na veiligheid te hardloop. Maar 'n paar van die waans se deure was vir te lank toe. Al is die waans na bewering volgens Europese standaarde gebou met brandbestande materiaal, was die brande daai dag net te woes. Daar is later vasgestel dat dit in plekke tot 800 grade Celsius was. Die metaaloppervlakte van die waans het vinnig te vuurwarm geraak om aan te vat. Die wat buite gestaan het, het nie meer 'n keuse gehad nie. Daar was niks wat hulle kon doen om die vasgekeerde passasiers binne in die waans te kon red nie. Daar was mobiele brandblussers op die treine, maar baie van die het nie gewerk nie. En van die brandblussers wat wel gebruik kon word, kon eenvoudig nie help teen die intensiteit van die vlamme nie. Selfs die brandweerspanne wat op die toneel was, kon niks in die oomblik doen om vasgekeerde passasiers te red nie. Hulle gille het deur die lug weer galm. Van die ooggetuies het later vertel dat hulle nie kon sê of dit net die binne in die waans was wie se gille hulle gehoor het, en of dit ook die gille was van die geskokte mense wat buite gestaan het, wat reg oor die gebied weer galm het nie. Dit sou egter nie saak maak nie. Daai gille sou vir die res van hulle lewens spook by die wat die ongeluk oorleef het. Teen die tyd vir die brande geblus was, het 'n dodelike stilte oor die gebied uitgesak. 254 mense is vervoer na hospitale in die gebied. Die polisie se slagofferuitkenningseenheid is in kennis gestel van 'n massa noodlottige voorval. In die dae daarna het die passasierspooragentskap PRASA
Die pogings van families reg oor die land gekoördineer om vermiste geliefdes wat op die trein was op te spoor. 24 mense was vermis. Daar sou 'n baie lang, uitgerekte en emosioneel uitputtende proses voorlê om die liggame te herwin vanuit die verkoelde waans. Die oorskot is na die naaste lijkshuis vervoer waar patoloë die rampslagoffer-uitkenningsprotokols in plek gesit het. Dis dieselfde prosesse wat reg oor die wêreld gebruik word wanneer daar 'n massa sterfte voorval is. Wanneer dit by vlugongelukke kom, is die proses om liggame uit te ken vinniger en meer akkuraat, omdat daar ekstensiewe veiligheid is wanneer dit by liggawens kom, as ook 'n volledige lys van passasiers en bemanning aan boord. In Suid-Afrika is dit egter gebrekkig, veral as dit by openbare vervoer kom. Al is daar wel passasierslyste, is dit in baie gevalle van veral openbare trein- en langafstandbus- en taksiedienste nie volledig nie. Dis omdat daar 'n tekort is aan veiligheidspersoneel by die busterminale en die taksistaanplekke, en dit is nie ongewoon vir mense wat nie kaartjies het nie, om op die laaste oomblik voor die vertrek op die trein of die bus of die taksi te spring, sonder om gesien te word. Daar's ook die wat die sogenaamde treinry doen, waar hulle op die dak sit of staan, as ook buite die deure uithang vir die hele rit. Hierdie mense spring op die trein soos wat dit spoed verminder en ry deur 'n gebied, en hulle hou dan aan die buitekant vas, totdat hulle by hulle eindbestemming kom. Dan spring hulle eenvoudig net weer af. Dan is daar ook die groot migrasie van onwettige mense van naburige lande na Suid-Afrika. Wanneer hulle in 'n ongeluk of voorvalle doodgaan, is dit baie moeilik om hulle te kan uitken. Dit het ook 'n geruime tyd gevat voor die toneel heeltemal veilig verklaar is vir lede van die slagoffer-uitkenningssentrum om hulle werk te kon doen. Honde is na die toneel gebring wat oorskot kon uitsniffel. Dit sou 5 dae vat voor die span toegelaat is om die verkoelde treinwaans te kon ingaan, om seker te maak dat daar geen mense oorskot agtergebly het nie. Brigadier Leonie Ras verduidelik dat haar span vir baie ure lank die rommel van wat eens treinwaans was gesoek het. Hulle het dieselfde stelsel gebruik as gouddelwers wat hulle goudpannetjies het. Hulle het deur 'n handvol rommel op 'n slag gesif, op die uitkyk vir enige iets wat soos mense oorskot lyk. 'n Forensiese antropoloog het saam met die span gewerk en hulle gehelp om beendere uit te ken. Wat hierdie proses verder bemoeilik het, was dat baie van die passasiers vleis gepak het as padkos vir die treinrit en gevriesde vleis wat hulle huis toe moes vat na die vakansie. Wat beteken het daar was ook dierebene op die toneel van die vleisstukke af. Die span kon egter daarin slaag om nog verskeie mense beendere te vind. Die nuus van die ongeluk het deur die land gerippel en het ook oor see vir hoofopskrifte gesorg. Die trein is ook deur toeriste gebruik en aangesien dit tydens die feesseisoen gebeur het, was daar altyd die moontlikheid dat van die slagoffers ook buitelandse toeriste kon wees. Die familie se naasbestaandes en die algemene Suid-Afrikaanse publiek was woedend en wou onmiddellik weet wie verantwoordbaar gehou sou word vir die treintragedie. Die trokbestuurder en sy passasiers het die ongeluk oorleef en daar was berigte dat die trokbestuurder probeer het om van die ongelukstoneel af te vlug toe hy deur die polisie in hegtenis geneem is. Elke onnatuurlike dood in Suid-Afrika moet deur die polisie ondersoek word om vas te stel hoe dit gebeur het, of enige iemand aangekla kan word en of dit 'n ongeluk was. Die trokbestuurder het saam met die polisie gegaan na die naaste hospitaal waar hy vir alkohol en dwelmgebruik getoets is. Daar is bevind dat hy nie onder die invloed bestuur het nie. Die protokols wat onder normale omstandighede deur die forensiese patoloog gebruik word om slagoffers uit te ken, sluit in beide primêre en sekondêre identifiseerders. 'n Primêre identifiseerder is vingerafdrukke, DNS en tandheelkundige rekords. In die geval kon die vingerafdrukke van meeste van die slagoffers nie gebruik word nie, omdat die liggame so erg verbrand het. In Suid-Afrika is die gebruik van tandheelkundige rekords as forensiese identifiseerders oor die algemeen 'n probleem, omdat so 'n groot deel van die bevolking nie toegang het tot bekostigbare tandheelkundige sorg nie. So, die enigste oorblywende moontlikheid vir primêre identifikasie was deur middel van DNS-monsters. Dit is egter nie altyd moontlik nie, wanneer die oorskot so erg vernietig is dat DNS eenvoudig nie gekry kon word nie. Daar is laboratoriums in lande soos Bosnië waar verdere metodes ontwikkel is om DNS te vind op tonele waar die wetenskap
in meeste ander lande bloot nie daartoe in staat is nie. En Suid-Afrikaanse owerhede stuur wel by geleentheid DNS-monsters na die laboratoriums in Bosnië om te help met uitkenning. Maar dis 'n duur proses en gewoonlik moet beamptes hier die meeste maak van wat hulle het. Die sekondêre identifiseerders wat gebruik kan word om slagoffers uit te ken, sluit in tattoos, implantate en letsels. Ongelukkig sal tattoos en letsels natuurlik heeltemal vernietig wees in 'n brand van so 'n aard, maar implantate in bene en ander mediese toestelle in 'n liggaam mag moontlik nog gekry kan word. Wat moontlik een van die mees hartverskeurende oomblikke van die ondersoek was, het plaasgevind 'n paar dae na die ongeluk, tydens een van die nadoodse ondersoeke op die oorskot van 'n slagoffer. Hier moet ek jou nou waarsku dat dit uiters beskrywend gaan wees en baie moeilik om na te luister. Forensiese patoloë het begin met die nadoodse ondersoek op wat hulle geglo het die liggaam was van 'n volwasse vrou. Maar nadat die liggaam geskandeer is 'n angswekkende ontdekking gemaak. Die oorskot van wat hulle aangeneem het, die was van een persoon, was inderdaad die van 3 mense. Dit was 'n ma wat op die vloer van die brandende treinwa gaan lê het, met haar 2 kinders in haar arms, 'n kind onder elke arm. Sy het alles gedoen wat sy moontlik kon om haar kinders teen die woedende vlamme te beskerm. En dit is hoe sy en haar klein gesin dood is. Mens kan niet hoop dat hulle bewussyn verloor het, toe hulle die rook ingeasem het, en voor die vlamme om hulle uitgebars het. Die ma en haar kinders is uitgeken, maar hulle name is nie bekend gemaak nie. Dit was tonele soos die, wat sou spook by die beamptes, wat aan hierdie afgryslike toneel gewerk het. Die lede van die slagofferuitkenningssentrum het dag en nag gewerk, en 'n bespoedigde DNS-tegnologie metode gebruik om slagoffers te kon uitken. Daar is uiteindelik vasgestel dat 24 mense in die Kroonstad spoorramp dood is. 21 van die individue is positief uitgeken, 2 vroue kon nie uitgeken word nie, en 1 man is deur ooggetuies uitgewys dat hulle hom op die trein gesien het, maar sy oorskot is nooit gekry nie. Op 26 Januarie 2018 is meeste van die mense oorskot aan die slagoffers se families oorhandig, en PRASA het gehelp met die begrafnisdienste. Maar selfs na die begrafnis gehou is, kon die families eers werklike afsluiting kry toe die uitslag van die volledige ondersoek na die ongeluk bekend gemaak is. Die rouende families en oorlewendes was desperaat om te kon verstaan presies wat gebeur en hoe dit gebeur het. Die verslag is in Oktober 2018 bekend gemaak, sowat 9 maande na die ongeluk. Daar is bevind dat die ongeluk veroorsaak is deur die trokbestuurder wat nie aggeslaan het op die stopteken nie en ook die aankomende trein se waarskuwingsfluitjies geïgnoreer het. Dit is natuurlik heeltemal korrek, maar die vraag bly of die trokbestuurder se gedrag tot die dood van die 24 mense gelei het. Daar is dieper in die verslag gedelf in 'n poging om vas te stel of PRASA of enige van die agentskap se personeel tot die dood van die passasiers bygedra het. Die verslag het wel bevind dat daar sekere tekortkominge was, soos die treindrywer wie se geskiktheid nie getoets is nie. Baie hiervan het egter nie direk bygedra tot die passasiers se dood nie, ten minste nie op 'n manier wat bewys kon word nie. Dit het wesentlik daarop neergekom dat al hierdie ongeluk gebeur op die manier wat dit wel plaasgevind het, is dit moontlik dat daar slegs 1 of 2 sterftes kon wees, maar daar is in die verslag toegegee dat dit die brand was wat die mees dodelike deel van die voorval was. Dit is natuurlik veroorsaak deur die trein se kragopwekkingswa en die oorhoofse kraglyne wat geval het en die elektrisiteitslading wat nie onmiddellik en outomaties afgesny is soos dit moes gebeur het nie. Maar selfs al het die brande uitgebreek, sou die dodetal aansienlik minder wees as die passasiers net veilig uit die waans kon kom. Dus was die gebrek aan nooduitgange en die feit dat die brandblussers op die trein nie gewerk het nie, wat die grootste bydrae gelewer het tot die 24 sterftes. 'n Aantal bladsye van die verslag is ook toegewy aan die veranderingsinstruksies wat aan PRASA deurgegee is en wat op al die agentskap se treine in Suid-Afrika toegepas moes word. Dit het grootliks die implementering van veiligheidsmaatreëls behels vir passasiers en personeel wat opleiding ontvang. Strenge regulasies in verband met nooduitgange en brandbeheer toerusting moes ook ingebring word. Die Shosholoza Mail was terug op sy spoor tot in Februarie 2020, toe daar nog 'n voorval was,
Dit was toe 2 treine in 'n kop-aan-kop botsing was. Een passasier is dood. In daai ongeluk is daar bevind dat die diefstal van seinmeganismes op die spoor en die daaropvolgende halt van die treinstelsel tot die botsing gelei het. PRASA het daarop aanspraak gemaak dat dit meer te doen gehad het met die COVID-19 inperking en die impak wat dit op reis gehad het. Die Shosholoza Mail is egter geheel en al opgeskort. Daai stadium het die trein 4 roetes gehad: Johannesburg na Durban, Johannesburg na Messina, oor Polokwane, Johannesburg na Kaapstad en Johannesburg na Oos-London. 2 jaar later, in 2022, is 'n beperkte diens van die trein weer teruggebring met 2 roetes van Johannesburg na Oos-London en Johannesburg na Messina. 'n Jaar later, in Desember 2023, is die Johannesburg-Durban en Johannesburg-Kaapstad roetes ook weer ingestel. Maar in Oktober 2024 is 3 van die 4 langafstandroetes weer onbepaald opgeskort, omdat die lokomotiewe oud en onbetroubaar was en herhaaldelik gebreek het. Op die stadium, in April 2025, ry die trein tans net 2 roetes: Johannesburg na Durban en Johannesburg na Oos-London, maar met slegs 1 lokomotief. In Maart 2025 het reisigers gekla dat die trein waarop hulle was talle kere gaan staan het, soms vir so lank as 8 ure op beslag. Maar hoe dit ook al sê, die Shosholoza Mail is terug op die spoor oor groot dele van die land, van sonsopkoms tot sonsondergang. As die grietdood van hierdie 24 mense en die trauma van die ander passasiers nie 'n werklike impak gemaak het in die poging om openbare treine veiliger te maak nie, moet mens jouself afvra, wat sal dan die verskil maak? Wat sal verseker dat 'n ma nooit weer oor haar 2 kinders hoef te gaan lê op die grond van 'n brandende treinwa nie? Wat presies is dit wat sal verhoed dat die gille van passasiers wat in 'n brandende treinwa vasgevang is, nooit weer deur die stille nag hoef te weergalm nie? Dankie dat jy geluister het na hierdie laaste episode van die huidige seisoen van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza. En hierdie was die storie oor die Kroonstad spoorramp. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.